gesinsdiens van vandag en ek hoop dat dit vir julle 'n baie spesiale gesinsdiens gaan wees. Eerstens wil ek vra dat ons sal inskakel om die afkondigings te kyk. Daar so 'n paar belangrike sake wat ons net onder julle aandag wil bring. Ek is vandag baie bevoorreg om gaste by my te hê. Ek is nie vandag alleenig hier en dit is vir my baie spesiaal om vir Leandre hier aan my regterkant en vir haar boetie Gustaf hier welkom te sê en aan die ander kant is dit Dayan en Lianey. Baie welkom julle. Julle is my spesiale gaste vandag hier. En ons sit lekker ver uit mekaar uit, so ons hoef nie bang te wees vir die verskriklike virus wat hier is nie. En julle is baie veilig hierso. En baie dankie dat julle hier is. Dis vir my baie spesiaal. Want as ek nou nie alleenig vandag hierdie. So dis baie lekker. Nou voordat ons begin met ons diens, kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir voorregte en vir genade. So baie dankie om so saam te kan wees. Dis vir ons heerlik om te weet, Here, dat U vir oud en jonk, mammas en pappas, boeties en sissies, almal lief is. En dat U vir ons ook vandag hierdie dag gegee het, om te luister na U woord, daai te leer, en te hoor wat U vir ons wil sê. Here, mag ons vandag ons harte oopmaak, en mag ons luister wat U vir ons wil sê. Mag ons hoor, en mag ons 'n deel maak van ons lewe. Maar dankie ook, Here, dat die lewe lekker kan wees. En soos ons vandag hier 'n partytjie het, wat dit vir ons lekker maak, is dit U wens ook dat die lewe vir ons lekker moet wees. En dat ons nie met swaarmoedige gesigte deur die lewe moet gaan nie. Dankie vir hierdie voorreg om so saam te mag wees. En ons bid vir elke gesin, waar hulle ook al vandag by mekaar is, en wie ook al hierdie diens kyk, dat dit vir hulle geseënde tyd sal wees, en dat hulle die dag sal geniet. Baie dankie dat ons dit in Jesus naam kan vra. Amen. Nou, ons hou vandag partytjie. Julle het lekker eetgoed daar op julle tafel. Oef, dit lyk daarom baie lekker. Daar's cupcakes en daar's allerlei lekker goeders. Maar ek wonder of julle my kan help. Wat het 'n mens alles nodig vir 'n partytjie? Gustaf, wil jy vir ons sê? Ja, jy kort altyd 'n koek. Jy het 'n koek nodig. Vandag het ons nou cupcakes, so is dit alright? Ja, dis soort van 'n koek. Is dit soort van 'n koek? Okay. Wie wil nog iets sê? Yes, Dayan. Kersies om te blaas. Kersies om te blaas. Ja, dit het 'n mens nodig by 'n partytjie. En wat nog? Iets om te drink. Ja. Versierings. En versierings. Ja. Nou lyk dit vir julle of ons alles het by hierdie partytjie. Ja. Kan ons maar voortgaan? Ja. Okay, nou maar toe kom ons hou 'n lekker partytjie. En weet julle wat? Hier was maatjies wat hierdie week verjaar het. Ek wonder wie was dit? Dayan, jy het Dinsdag verjaar. En hoe oud het jy geword? 12. 12 jaar oud. Dit is fantasties. En as jy nog iemand wat verjaar hierdie week? Ek wonder wie verjaar môre? Het sy vergeet. Verjaar jy môre? En hoe oud is jy môre? 8 jaar oud. En omdat julle verjaar, wil ek hê julle moet 'n spakels aansteek. Dat ons 'n bietjie kan 'n lekker verjaarsdag vier. So in julle glasies is daar spakels, kom ons steek dit gou aan. En dan vier ons lekker hierdie verjaarsdag saam. Kom julle reg? Daar sy, jou spakel brand mooi. Ja, Lianey, kom ek help vir jou om jou nou aan te steek. Kom ek help jou gou. Brand hy? Daar sy. Daar sy, hou hom vas. Daar sy. O, maar julle maak mooi. Julle maak dit baie mooi. En ek hoop julle twee het lekker verjaar hierdie week. Weet julle wat? Dat Jesus ook een keer by 'n partytjie was. Kan julle dit glo? Jesus was ook een keer by 'n partytjie. Ons lees in Lukas 14, as hy klaar gebrand het, sit hom sommer net daar op die tafel neer. Daar sy. Ons lees in Lukas 14 dat Jesus op die Sabbatdag, nou die Sabbatdag is soos 'n Sondag,
het Jesus 'n partytjie bygewoon. En by hierdie partytjie was daar belangrike mense, wetgeleerdes, fariseërs, dis belangrike mense in die kerk. En Jesus het tydens hierdie ete vir die mense iets geleer. Maar in Jesus se tyd was hierdie partytjies belangrike sosiale gebeure. Nie sommer enige iemand is genooi nie. Net mense van dieselfde sosiale status is genooi na hierdie partytjie. Mense wat ook dan belangrik is genooi na sulke partytjies. Nie sommer alle mense is genooi nie. En weet julle wat nog? Net mans is genooi na sulke partytjies. Geen vroue nie. Weet julle wat moes die vroue doen? Hulle moes kos maak in die kombuis. So dis net die mans wat genooi is na sulke partytjies. Kos maak is lekker. Ja, so jy sou seker gehou het daarvan. So ons kan aanvaar by hierdie partytjie wat Jesus was net die belangrike mense. En dan wanneer hulle daar aangekom het, is hulle voete gewas en dan het hulle lekker olie in hulle voete gevryf. En dan het hulle by hulle sitplekke gaan sit. En alles was grand en baie mooi gewees. Hier gebeur toe 'n paar interessante dinge by hierdie partytjie wat Jesus bygewoon het. Eerstens het die gaste net die beste plekke gaan soek. Hulle wou seker maak, hulle sit op die regte plek. Nou daai tyd was die tafel so in 'n U gepak. En dan het die belangrike gasheer of die een wat verjaar, het hier op die punt gesit en het al die gaste so afgesit, so om die U gesit. Nou die belangrikste gaste het hier aan die bopunt gesit. En die minder belangrike gaste het daar ver gesit. Maar wat toe nou by hierdie partytjie gebeur? Almal wil hier aan die bopunt sit, hier waar dit belangrik is. Want hulle het geweet, as hulle hier bo sit, dan lyk dit of hulle belangrik is. En 'n tweede ding het Jesus gesien. Hy het gesien dat hierdie fariseer het net belangrike mense genooi. Net mense wat hom weer gaan terugnooi vir 'n partytjie. So daar was geen arme mense nie, daar was nie siek mense nie, daar was niks sulke mense nie. En dis teen hierdie agtergrond, hierdie gebeure, dat Jesus toe vir hulle 2 stories vertel. Leandre, ek wil graag hê jy moet vir ons dit lees. Sal jy vir ons dit asseblief lees? Dis in Lukas 14 vers 7 tot 14. Jesus het gesien 'n mense wat saam met hom by 'n godsdienstige leier kom eet het. Die beste plekke van die tafels probeer kry. Hy sê toe vir hulle: "Moenie die beste sitplekke soek nie. Jy is na 'n partytjie toe genooi. Net nou gaan sit jy op 'n plek wat vir 'n belangrike gas gehou word. Dink net hoe skaam sal jy kry as jou vriend voor almal vir jou kom vra op 'n ander plek en te gaan. Dan moet jy met 'n rooi gesig opstaan en op die slegste plek gaan sit. Gaan sit liewer tussen die ander mense as jy na 'n partytjie toe genooi word. Kies die swakste plek uit. Dalk kom jou vriend na jou toe en sê: "Ag nee, wat? Kom sit daar voor by my." Dan sal almal sien jy dink nie te veel van jouself nie. Onthou, God hou nie van mense wat altyd die beste wil wees nie. Mense wat nie belangrik wil wees nie, sal die beste plekke in die hemel kry. Toe sê Jesus vir die man wat hom vir ete uitgenooi het: "Wanneer jy weer 'n ete hou, moet jy nie hierdie mense nooi nie. Los ook jou vriende en familielede, want dan moet jy hulle jou ook weer 'n partytjie uitnooi. Nee, as jy weer 'n partytjie hou, nooi mense wat arm is. Nooi ook mense wat siek is en swaar kry. As jy sulke mense uitnooi, is jy 'n baie gelukkige mens, want hulle kan jou nie later na ander partytjies toe nooi nie. Maar dit maak nie saak nie, want God sien wat jy doen. Op die laaste dag, wanneer al sy kinders daar voor hom staan, sal jy ook tussen hulle wees. Dan wag daar 'n groot present vir jou. God sal vir jou 'n plek in die hemel gee." Baie dankie Leandra dat jy dit vir ons gelees het.
In hierdie eerste gelykenis praat Jesus met die gaste oor dat hulle die beste plekke kies. Die beste plekke was dalk vir ander gaste bedoel. En dan gaan die gasheer na hulle toe kom vir hulle sê, maar julle moet nie hier sit nie, julle moet 'n bietjie laer afsit, julle moet op die swakker plekke sit. Daarom sê Jesus, nee, gaan sit eerder op die swakker plekke, en dan kan die gasheer dalk vir julle later sê, kom sit op die beter plekke. Eintlik waaroor die Here Jesus hier praat, is oor beskeidenheid. Nou ek wonder of julle vir my kan sê, wat beteken beskeidenheid? Nou ek weet dis 'n baie moeilike woord. Nou ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Daarom het ek al papiertjies daar by julle gesit. Nou wil ek hê julle moet dit vir my lees. Gustaf, gaan ons sommer daar by jou begin. Wat staan op jou papiertjie? Wat beteken beskeidenheid? Nederigheid, daar sê. En ons kan Lianay, wat staan op joune? Om nie te spog. Om nie te spog nie, dit is beskeidenheid. En wat staan op joune, Dayan? Om nie te veel van jouself te dink nie. Om nie te veel van jouself te dink nie. En jy, Leandrey? Om nie te dink jy is beter as die ander mense nie. Om nie te dink jy is beter as ander mense nie. Julle het my nou so mooi gehelp. Dit is presies alles wat dit beteken om beskeie te wees. Is nie te veel van jouself te dink nie. Nie te dink jy is beter as ander mense nie, om beskeie en nederig te wees. Ons lees 'n teks in Romeine 12 vers 3 en ek wil dit graag vir julle lees. Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewe daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan julle elkeen toebedeel het. So hier staan dit ook in die Bybel, ons moet beskeie wees, ons moet nie te veel van onsself dink nie. Nou om beskeie te wees is nogal moeilik vandag. Ons wil ons almal sterk wees, ons wil ons elkeen opkom vir onsself. Niemand wil beskeie wees nie, want ons dink partykeer as iemand beskeie is, dan het hy hierdie, ag ja meneer, reg meneer, goed meneer houding, amper sonder 'n ruggraat. Hy kan nie opstaan vir homself nie. En hy wil net die heeltyd na ander mense se pype dans. Hy kan nie opstaan vir homself nie. Hy het nie ruggraat nie. Ons wil mos altyd beter wees. Maar weet julle wat? Om beskeie te wees beteken nie om 'n swak selfbeeld te hê nie. Dit is om net nie meer van jouself te dink as wat jy behoort nie. Daar's 'n man wat 'n boek geskryf het, en hy het in hierdie boek hierdie mooi sin geskryf. Ons dink nie minder van onsself nie, ons dink net minder aan onsself. En dit beteken om beskeie te wees. Om nie minder van jouself te dink nie, want die Here het jou spesiaal gemaak. Jy kan baie van jouself dink, maar jy moet nie aanhoudend aan jouself dink nie. Ons moet ook aan ander mense dink. Nou wat beteken dit prakties? Dit beteken ek moet nie die hele tyd aan myself dink. Ek moet ook aan ander dink. Ek moet ook aan my boetie dink, moet aan my sussie dink, ek moet aan my mamma dink, ek moet aan my pappa dink, ek moet aan my maatjies dink. Dit is wat dit beteken, al is dit partykeer bietjie moeilik. Ek moet weet dat alle maatjies is spesiaal. Dit beteken, al is daar 'n maatjie wat nie so slim is nie, nie so mooi is nie so ryk is soos ek nie, dat ek moet aan daai maatjies ook dink as spesiale maatjies. En ek moet nie skaam wees om saam met sekere maatjies gesien te word nie. En daarom moet ons vir Jesus vra, want dit is 'n moeilike ding. Is dit vir julle maklik om beskeie te wees? Nee, dit is maar 'n bietjie 'n moeilike ding. Daarom moet ons vir Jesus vra om ons te help. Help my om nederig te wees en nie so baie aan myself te dink. Maar hier is nog iets wat in hierdie storie uitkom. En ek wil vir Brenda vra, wil sy nie 'n bietjie met ons kom praat oor gasvryheid nie? Jelena, as ek dink aan gasvryheid, dan is dit nie vir my net om vir iemand te nooi vir 'n lekker ete nie, maar dis 'n manier om vir mense te sê jy is welkom. Nou, julle het dit al self gesien dalk by julle skool, maar weet julle, ek was al by baie skole en dalk lyk die volgende vir julle bekend. 'n Maatjie kom die dag by die skool aan en hy is gewoond aan jou groepie en almal nooi jou om pouse saam te sit of saam te speel en dan kom jy die dag by die skool aan en dan het jou groep jou ewe skielik uitgestoot. Dit gebeur, né?
Hoe dink julle voel daai persoon? Glad nie lekker nie. Ja, dis goor. Of almal word na hierdie baie cool partytjie toe uitgenooi, behalwe jy. Dis glad nie lekker nie, né? So, om gasvry te wees, beteken, as jy byvoorbeeld sien, iemand word uitgestoot uit 'n groepie uit, om te sê, man, kom sit by ons pouse, of kom speel saam met ons, as ons pouse speel. Maar nog 'n manier om gasvry te wees, is as jy 'n opregte kompliment vir iemand kan gee. Iets soos byvoorbeeld, wie het daai vraag wat jy vir die meneer gevra het in die klas oor die werk, wie hoe dit my help, want toe die meneer nou weer verduidelik wat daai werk beteken, toe verstaan ek, maar ek het ook nie voorheen lekker verstaan nie, maar dit moenie 'n fake kompliment wees, dit moet 'n opregte ene wees, en so is 'n mens gasvry, want jy sê vir iemand, wie, jy's welkom, jy's welkom in my klas, jy's welkom in my groepie, en dit laat 'n mens sommer lekker voel ook nou. Brenda, dankie dat jy met ons gepraat het oor gasvryheid. En so dit is wat die Here Jesus in hierdie gelykenis gesê het. Ons moet beskeie wees, met ander woorde nie te veel van onsself dink nie, en ons moet gasvry wees. Ons moet ander mense laat welkom voel waar ons is. Nou ek weet, dis moeilik om dit te doen, so kom ons vra vir liewe Jesus om vir ons te help daarmee. So kom ons bid saam. Here Jesus, ons het vandag geleer dat ons moet beskeie wees, en ons moet gasvry wees. Maar ons sukkel partykeer daarmee. Dis maklik om dit te doen met ons vriende, met ons maatjies wat ons goed ken. Maar U stuur ons ook na daardie maatjies toe wat dalk anders te optree as ons, wat dalk nie so slim is nie, dalk nie so mooi is nie. U sê ons moet hulle ook gasvry laat voel. Ons moet vir hulle ook spesiaal laat voel. En Here Jesus, ons moet vandag vergifnis vra dat ons partykeer baie van onsself dink. En dink dat ons beter is as ander mense. Sal U vir ons help, Here, om te weet ons is spesiaal, want U het ons spesiaal gemaak, maar om ook te dink aan ander mense, hoe ons ander laat voel en hoe ons ander hanteer, en dat ons dit altyd sal doen met liefde. Baie dankie dat ons so saam kon wees, en wil U asseblief vir ons 'n geseënde dag gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.